Om te weet dat ons kinders van U is, Here. Here, voor teen elkaar sal werk vandag, Here. Dankie vir elkeen wat hier gekom het, ons is dankbaar, Here, dit is onaangename weer. Maar Here, U is met ons en U is saam met ons, U werk met elkeen van ons. Here, werk in ons harte vandag. Wees saam met ons, praat met ons. Ons is dankbaar dat ons se lewe nog 'n God aanbid. Ek gebid in Jesus naam. Amen. Soos ons sing, en die musiek het baie gegaan oor die Heilige Gees, en soos Koen ook gepraat het van die Here se teenwoordigheid. Ons is baie bevoorreg. Ons is in 'n bevoorregte era. Ons is in 'n nuwe verbond met die Heilige Gees. Ons het 'n nuwe dankbaarheid. 'n nuwe belofte van die Here af. Dat hy binne ons wil kom woon, binne ons kom werk. Soos nooit van tevore nie. Dag wil ek 'n bietjie kyk en afsluit van my kant af oor dankbaarheid. En 'n ding wat ek daarby wil koppel is, mis ek die teiken. As jy kyk na 'n teiken, as jy 'n pellet kan vat of 'n geweer vat, dan sê, as jy 'n blikkie daar sit in die hoek, jy kan hom net raak skiet of misskiet. Daar's geen ander manier nie. As jy hom misskiet, het jy hom misgeskiet. Vandag wil ons kyk na dankbaarheid en raak ons dit reg aan en werk ons reg daarmee in ons lewens en gebruik ons dankbaarheid ten volle in ons lewens. Voor ons begin met die skrif, wil ek gou vandag 'n storie vertel. So daar's hierdie 4 ou tannies. Hulle het besluit, hulle gaan 'n bietjie wegbreek vat en hulle gaan bietjie toer oor Suid-Afrika en hulle het lank terug so iets gedoen, maar hulle wil dit nou doen voordat hulle te huis toe moet gaan. En hulle ry nou op die hoofweg en die spieelkop keer hulle net, want hulle ry so stadig. Ek kan nie glo hulle ry so stadig nie. So hy trek hulle net af, hy wil net seker maak alles is reg met hulle. En hy kyk, hy vra, wat ry hulle so stadig? Hulle ry, my meting sê 22 km/h. Die tannie kyk vir hom so, wat nou ry? Sy kyk vir hom en sy sê, nee maar, dit sê R22, ek moet 22 km, hy sê nee man. En hy kyk toe nou maar, hy vat al lisensie, en hy kyk so af in die kar en hy sien al 3, die ander tannie so, oë staan net so groot en hulle is suurwit. Hy sê, wat moet keer met die ander tannies vrou? Dan sê nee seun, ons is nou net van die R309 af. Dankbaarheid is nie net 'n rigting nie, maar is 'n bestemming. Dis 'n einddoel, dis 'n teiken wat ons raak skiet. Dit is 'n moeilike pad, maar met dankbaarheid kan ons ligter stap en nader aan die Here beweeg. Kolossense 3 vers 15 tot 17. En laat die vrede van Christus in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon en sing tot eer van God met dankbaarheid in julle harte. Die 2020 vertaling. Vir my baie mooi gesê dat ons Christus ryklik in ons woon en sing tot eer van God met julle harte. Dis 'n rigting waarna ons moet soek, bestemming waarna ons moet besoek. Dankbaarheid, en ons gaan kyk na dankbaarheid, hoe ons beter na dankbaarheid kan kyk, hoe ons nader aan dankbaarheid kan groei. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê vir ons, wees oor niks besorg nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend en vrede van God vir julle hartes en gedagtes bewaar. Die Here wil die absoluutste beste vir ons hê. Deur die hele Bybel, as jy die hele Bybel lees en jy kyk na die hele Bybel,
Dis die hele tyd Here wat 'n manier kry om by ons uit te kom. Hy kry elke keer 'n manier om by ons uit te kom. Toe die mens geval het, hy het dadelik na 'n manier gekyk om nader aan die mense te beweeg. Hulle het begin met offers. As jy kyk hoe die geskiedenis deurloop, en jy kyk hoe die wette ingebring was, die 10 gebooie ingebring was, dit was alles maniere waar die Here nader aan ons kan beweeg. Die Here het met hulle gepraat. As jy kyk hoe die Here met Moses gepraat het, met kere in 'n brandende vuur, die Here wil deel hê van ons. Die Here wil hê ons moet deel word van sy teenwoordigheid. Deel word in 'n manier, in 'n nuwe manier van dankbaarheid. En as jy daai dankbaarheid begin toepas, verander dit in stappe van heiligheid. Kyk, ek kan 'n bietjie meer moeilikheid soek met die een, maar nog een storie voor ons verder beweeg met die skrif. So, die man kom by die huis, hy was by die oggenddiens in 'n lang tyd. Hy stap toe in, hy tel toe sy vrou op, so hulle getrou het die dag, en sy glimlag, sy is baie bly. En hy dra nou rond, en hy verstaan nie, want hy het dit nou 20 jaar terug gedoen. Sy vrou het tyd. Hy sê nie, die prediker het vanoggend gesê, jy moet jou laste dra. Dankbaarheid is nie 'n las nie, dit is 'n konstante soektog. Dankbaarheid is 'n konstante soektog na die Here. Dankbaarheid is 'n verandering van ons denkpatroon, soos ek vroeër gesê het. Dit is 'n manier en 'n rigting. En ek wil hê ons moet kyk na 'n kopskuif. So ons gaan oorbeweeg na, hoe kan ons dit omdraai? Hoe kan ons 'n kopskuif maak in dankbaarheid? Wat ons doen as mens, as ons op pad met die Here stap en ons vra vir iets van die Here, dan verwag ons altyd dat nog iets goeds moet gebeur. Dan moet hierdie oomblik wees, hierdie perfekte omswaai waar ons omstandighede net so reg is. Ja, die Here kan dit doen. Ek glo dit met my hele hart. Maar dit is 'n wandelpad. Dankbaarheid is net 'n eindpunt nie. So, sê jy bereik daai belofte wat die Here vir jou gegee het, en jy behaal daai belofte, en jy kom by daai belofte, ek nie, dit is die einde nie. Dit is nie die begin daarvan. En dis waar ons daai kopskuif moet maak. Dit is nie die einde nie. As ons 'n punt bereik het, 'n belofte bereik het, wat die Here vir ons gegee het, is dit nie die einde nie. Ons moet dan beweeg en ons kop oor regstel en 'n verandering maak waar ons sê, dis net die begin. Dis net 'n begin van meer dinge en groter dinge. Partykeer wag ons vir die groter dinge, soos ek gesê het. Ons wag vir daai nuwe werk, ons wag vir daai finansiële seëning, ons wag vir daai deurbraak. Maar dit begin by die klein dinge. Dis wat ons die waand regtig wil uitgewys het. Dit begin by die klein dinge, waar ons regtig waar nader aan die Here beweeg. Bid oor die klein goed. Sê dankie vir die klein goed. As jy brood in die broodblik gehad het, die week, dan kan jy net so die Here dankie sê. Daar's kos op my tafel. Jy kan dankie sê vir die Here, vir die vrou wat jy het, die kinders wat jy het, die familie wat jy het. Dis die groter dinge. Ons moet dankbaarheid in 'n groter kopskuif beweeg. Hebreërs 13 vers 15 sê vir ons, deur hom bring ons dan altyd aan God offer van lof. Offer van lof. 'n Kopskuif wat ons na kan kyk is, dankbaarheid is nie hoe ek oor my situasie voel nie. Dis hoe ek glo.
oor God se karakter. Wat is, kom ons kyk, as ons na dankbaarheid kyk, as ons 'n spesifieke iets soek, as ons na 'n spesifieke iets toe wil by uitkom, het ons dadelik 'n konnektasie van hoe ek voel, wat ek soek. Hoekom is dit nie soos ek het soek nie? Waarom is dit nie soos ek het soek nie? En ons moet begin fokus op God se karakter, soek na God se karakter en nader beweeg aan God. Hy sal heeltemal verskil maak oor dankbaarheid. Psalm 103 vers 2 is so mooi. Moenie vergeet van al sy weldade nie. Die kopskyf wat ons moet doen is, dankbaarheid groei, wanneer ons onsself herinner, en ons maak dit 'n dieper gewoonte, soos Psalm 103 vir ons sê, moenie vergeet van al sy weldade nie. Ek het voorheen ook gesê in die vorige paar weke is, herinner jouself wat die Here al vir jou gedoen het. Ek sukkel daarmee. Ek as 'n persoon sukkel daarmee. En daar's sekere goed wat ek wil bereik, daar's sekere goed waar ek met die Here wil staan, sekere areas wat ek wil resultate sien. En dan kom my vrou gewoonlik en sê, Pieter, kyk wat die Here alreeds vir jou gedoen het. Tot te meer kan hy nie nog vir jou doen nie. Vandag wil ek dit regtig met 'n denkpatroonverandering afsluit. Om terug te kyk wat die Here vir jou gedoen het. En soos ek laasweek gepraat het oor die Israeliete wat die woestyn vasgevang was, hulle was heeltyd negatief, hulle konnektasie was heeltyd negatief en dit het hulle heeltyd benadeel. Ja, die Here het hulle gestraf, maar hulle was eintlik hulle eie ondergang. Partykeer is ons eie vyand. Partykeer verhinder ons onsself om by daai wandelpunt by te kom. As ons net gaan lê op die pad wat die Here ons gegee het, as ons net gaan neerlê en niks doen nie, kan daar niks gebeur nie. As ons nie die Here gaan toelaat om daai verskil te maak nie, gaan dit langer vat. Dankbaarheid is nie net woorde nie. Dis 'n brandstof, dis 'n soektog vir jou volgende stap. Dankbaarheid lei jou na iets groters, iets beters. En dit is vir my altyd so mooi hoe die Here dit en Christus dit vir ons in praktiese maniere gestel het. As jy kyk na Christus se hele lering, hy het baie met prakties werk, hy het baie met eenvoud gewerk. En ons die wandelsreis kan sien is dat God is die pottebakker en ons is die klei. Daar's 'n vormingsproses. En daar's baie keer 'n rede hoekom ons nie dadelik kry wat ons soek nie, want die Here moet eers klaar vorm. As jy 'n waterpot vorm, moet hy eers droog word, hy moet eers gebak word, hy moet eers geen kwytjies hê nie, hy moet perfek gevorm wees voor hy kan sy doel uitlewe om water te dra. Ons gaan kyk na die misverstand van dankbaarheid. En dan gaan ons kyk na die waarheid van dankbaarheid. Die misverstand, ons almal doen dit. Ons is in 'n dankbare fase waar ons wag vir die goeie dinge. Dis die misverstand. Dankbaarheid, die waarheid daarvan is, wys jy die goeie in alles. Soos jy hier sit, soos jy hier is, vind die goeie in alles. Misverstand, nommer 2 is, dis 'n gevoel. Die waarheid is 'n keuse. Geloof is 'n keuse. Dankbaarheid is 'n keuse. Jou manier van denk en die manier van dinge doen is 'n keuse. As jy altyd lelik is met almal, gaan jy nie mense om jou hê later nie.
Want dis hoe jy optree, dis hoe jy is teenoor mense. Maar as jy 'n vorm van dankbaarheid, 'n vorm van verandering toepas, gaan mense nader aan jou wil wees. Mense gaan wil hoor wat's volgende. Dis as jy nuus kyk en hulle, of as jy, kom ons gebruik eerder, as jy 'n film kyk, ek hou nie baie van sulke films nie, maar as hulle die film eindig en hulle sê to be continued, wat nou, die films het hulle altyd gemaak, en kom eers die volgende jaar of 2 jaar, moet jy nou nog 'n hele jaar wag, om te sien wat is to be continued. Dis hoe ons moet wees, dis hoe ons teenwoordigheid moet wees, 'n teenwoordigheid van dankbaarheid. As iemand jou sien, moet hulle wees soos, wat's volgende met hierdie persoon? Wat is wonderlike ding gaan hulle volgende doen? Die misverstand is, dit eindig by woorde. Die waarheid is, dit begin 'n nuwe rigting. Ons moet 'n rigting kry in die Here, ons moet 'n rigting van dankbaarheid kry. Ons almal het tekortkominge daaraan, soos ek hier staan as 'n mens, ek ook. Die misverstand is, dis iets vir groot oomblikke is dankbaarheid. Maar die waarheid is, ons moet leef vir die klein daaglikse dingetjies. Dis waarvoor ons moet leef. En is moeilik. Die lewe is vir my altyd soos 'n Verimark ad. As jy Verimark kyk, dan sê hulle altyd, but wait, there's more. Skoon Engels. Maar die lewe is, veral as jy in 'n moeilike stryd is, dan gebeur daar so 'n situasie waar die een ding loop skeef en dan loop die volgende ding skeef en loop die volgende ding skeef en die volgende ding, en dan kom jy op 'n posisie waar jy sê, Here, hoekom? Waarom, wanneer is dit die einde? Hoe moet ek dankbaar wees in hierdie situasie? Ek maak dit nie finansiëel die maand nie, dit werk nie uit nie, dit gaan moeilik by die werk, dan sit ons in 'n posisie van, hoe nou, waarom, hoekom? En ons vergeet van dankbaarheid, ons gooi dit daar uit die venster uit. Dis wat ons as mens doen. Die misverstand is, dit is 'n seisoen, dankbaarheid is 'n seisoen. Die waarheid is, dit is 'n styl van leef, dis 'n leefstyl. As jy opstaan in die oggend, jy wil nie graag opstaan nie, of dit is 'n dag soos vandag waar dit sou baie lekkerder wees om in die bed te bly, met al die reën en dinge, maar ons moet 'n verandering in ons denkpatrone maak. Ons moet werklike verandering maak. Ons moet werklik na die Here soek in alles wat ons doen. 'n Gedagte is, as jy jou denke oor dankbaarheid verander jou hele atmosfeer, vir alles om jou. 'n Goeie voorbeeld, toe ek net begin het met my werk in die IT, kyk, ek het die Bybel geswat. Ek het my graad gedoen in die Bybel. Ek het nie 'n idee gehad wat in die IT wêreld aangaan, ek het nie geweet hoe dit werk of hoe om dit te doen nie, en ek het 'n geleentheid gekry deur iemand wat ek geken het. En dit was vir my die moeilikste tyd van my lewe, my eerste jaar toe ek in die IT wêreld ingaan, want ek het nie geweet wat ek doen nie, ek kan net eerlik wees daaroor. En ek het ons het so pak manuals gekry van hoe jy die rekenaarstelsel moet opstel en hoe die stelsel te laai, en dit was vir my maar Frans gewees. Ek het in 'n baie negatiewe atmosfeer beweeg, wou nie werk toe gaan nie, want ek kon nie eintlik die werk doen nie. En ek moes werklik
'n denkpatroonverandering gedoen het. Ek moes werklik myself uitdaag, buite sit en myself toelaat om te leer. Ek moes tot 'n besef kom, ek weet nie alles nie. Ek weet nie presies hoe alles werk nie. So ek moes myself half verneder het in hierdie werksplek en van onder af begin het en opgebou het na beter posisies toe en so voort. Maar die punt wat ek wil maak is, ek het toe, later het ek in 'n redelike groot ongeluk gekom en die ou wat in die ongeluk was, het saam met my gewerk en die helfte van sy gesig was so half weg gewees, so was baie gory, verskoon die Engels, maar hy het 'n gat in sy gesig gehad waar die tande en die binneste van hom kon sien. Hy het dit oorleef, wat wonderlik is. Maar na daai dag het ek werklik besef, soos, jy het net hierdie een lewe. Jy het net hierdie een lewe wat die Here vir jou geleen het. Jy weet nie wat die dag van môre inhou nie. En daar het ek 'n verandering in my gemaak van, ek gaan hierdie lewe tot my volste. Ek gaan 'n verandering maak. Ek gaan gelukkig wees, al is die omstandighede nie soos ek dit soek nie. Ek verstaan ek nie 100% my werk nie. En toe ek daai verandering maak binne my, het die omstandighede verander. Toe kon ek groei. So, groeiproses is nie altyd maklik nie. Party bome daar buite is dit vat jou 2 tot 3 jaar net om 'n sekere vrug te kry. Ek weet soos 'n avokadoboom vat vreeslik lank om eintlik vir jou avokado's te gee. So elkeen van ons het 'n ander wandelpad. Elkeen van ons het 'n ander rigting wat die Here ons op wil vat. En ons moet die Here werklik waar net toelaat om daai verskil in ons te maak. Ek gaan afsluit met die gedagte van wanneer jy leer om dankbaarheid te sien as 'n beweging, geloof en fokus, ontdek jy, God was nog altyd daar en jy het nou eers reg begin kyk. Ek wil dit afsluit met 'n toneelstuk. As jy 'n toneelvertoning gaan kyk, ek glo jy's mense wat al toneelvertonings gaan kyk het, jou baie professionele een is, en dan jou kinders se revue of wat ook al. As jy na 'n toneelstuk kyk, en ek sien baie die wandelpad met die Here as 'n toneelstuk, want as jy by 'n toneelstuk kom, dan sien jy al die mooi beligting. Jy sien die akteur wat mooi sing en mooi praat en hulle ken al hulle woorde perfek. Maar kom ons kyk verder na 'n toneelstuk. Daar's iemand wat agter die ligte sit, wat die ligte beweeg. Daar's iemand wat agter sit wat die klankspel maak. Dan kry die ouens wat die goed rond beweeg, die agtergronde. En die Here werk in die agtergrond in ons lewens. Ons sien die finale produk by 'n toneelstuk altyd, en dit is altyd so mooi. Ons besef nie altyd wat agter gebeur in die agterskerms nie. En die Here werk in die agterskerms. Die Here het 'n meesterplan en sy woord herinner ons gereeld daarvan. So ek wil afsluit met dit. Kyk hoe die Here in jou lewe beweeg in die agtergrond. En ons 'n groter prentjie vir dit alles. En wat die Here vir ons soek is net voorspoed en 'n lewe saam met hom. Kom maar net ons oopsluit. En die keer daar uitnodiging maak vandag. Kom maar net jou hand op seker staar. Iets in jou lewe is waar daar tekortkominge is, waar jy nie die situasie verstaan en nie weet hoe om dankbaarheid toe te pas nie.
Here, wees hier saam elkeen, Here. Jy weet, jy het elkeen hulle hand gelig en wat so situasie hulle ook al is. Here, werk in hulle harte, werk in hulle lewens. Here, U is met ons en saam met ons. U is 'n getroue God. Ons verstaan nie altyd wat in die agterskerms gebeur nie, maar U is besig om te werk. Vir my was dit nog altyd 'n mooi verhaal. Die persoon vertel het, hulle het op die strand geloop. Hulle het net 2 voetspore gesien. En hulle het die Here gevra, "Hoekom sien ek 2 voetspore?" Het die Here vir daai persoon gesê, "Want ek dra jou in daai moeilike tye, kom jy net 2 voetspore sien." Here, U dra ons, al sien ons dit nie altyd raak nie. U is met ons, saam met ons. Here, help ons om nader te beweeg in die soete, sagte teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek dank U vir die voorreg, dank U vir die liefde, is my gebed in Jesus naam. Amen. Terwyl ons nou Jesus se groot van dankbaarheid herinner die Here my. Jy weet, dankbaarheid begin by baie klein dingetjies. Nou, my uitdaging vir julle is, kom ons sê 2 weke lang. Skryf net in 'n boekie waarvoor jy daagliks dankbaar is. Skryf dit in 'n boekie. As jy die oggend wakker word en jy is dankbaar vir die feit dat jy wakker geword het, skryf dit neer. As jy dankbaar is dat jy lopende water en skoon water in jou huis het, skryf dit neer. As jy dankbaar is dat jy die oggend kan eet, skryf dit neer. En jy sal sien hoe baie dinge het ons werklik om voor dankbaar te wees. Hoeveel dinge seën die Here ons mee, waarvoor ons kan dankbaar wees. So laat my dink aan 'n liedjie wat ek is seker die kinders maar is maar die liedjie gaan, Lord, I'm still counting my blessings, even though I can't count that high. Dis die liedjie gaan. As mens werklik na jou seëninge moet kyk, dink ek jy gaan nooit nie eens meer kan tel. Want elkeen van ons wat hier sit, is mondelik geseën op een of ander manier. Nou, hoe kan die Here nou hoe jou gesindheid is teenoor dit wat jy is? Ek lees vir julle 'n gedeelte uit Markus 12 uit, vers 41 tot 44. Hy sê Jesus het reg oor die offerkis gaan sit en getuig hoe die skare hulle geld in die kus gooi. In die proses het 'n welgestelde groot bedrag in die geldkis ingegooi. Toe kom daar 'n brandarm weduwee en sy gooi net 2 stukkies, 2 klein stukkies geld in. Daarop roep Jesus sy disippels na hom toe en hy sê vir hulle, weet verseker, hierdie arm weduwee het meer in die offerkis gegooi as al die ander. Hulle sien almal het ingegooi vanuit hulle oorvloed. Maar sy het, arm soos sy is, alles ingegooi wat sy gehad het en alles waarvan sy besteed. So wat Vader daar vir jou sê is, dien jy hom uit 'n mate van oorvloed uit, of gee jy aan hom alles waarvan jy moet lewe? Dit is belangrik dat ons alles wat ons het in hierdie lewe terug moet gee aan God. En hy sal jou grondgebied vergroot. Dit is belangrik dat ons met oorgawe besef alles wat ons het, kom van die Here af en behoort steeds aan hom. Dis net aan ons alleen. Nou verder het die Vader vir my hierdie stuk ook gegee, wat hy graag wil hê, ek met julle moet deel.
So doentjie. Die werklik geseënd is. Terwyl hy praat, het 'n vrou in die skare uitgeroep: God seën u moeder, die skoot waaruit u gekom het, en die borstel waaruit u wat u gevoed het. En hy het geantwoord: maar nog meer geseënd is almal wat die woord van God hoor en dit uitleef. Die Here sal op die ou einde die mense seën wat die woord van God nastreef en wat die woord van God uitleef. En van daar af moet mens die dankbaarheid kan betoon. So ek gaan nou net 'n vinnige gebed doen en dan gaan ek vir Marius vra om die diens vir ons af te sluit. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ek bring elke persoon wat hier teenwoordig is vandag na U toe, selfs die mense wat nie teenwoordig is nie, bring ek na U toe. Here, en ek vra dat U 'n gees van dankbaarheid in hulle sal wakker maak. Here, nie net vir die groot dinge nie, want U maak die groot dinge moontlik, Here, maar U maak ook die kleinere dinge moontlik. Die klere wat ons dra, die voedsel wat ons eet, die gesinne wat ons het, die huwelike wat ons het, die dak waar ons kop, die voertuig waarmee ons werk toe kan gaan, die werke wat ons het, die geld wat ons kan inbring. Here, selfs elke asemteug maak U moontlik. En ek vra vandag dat U 'n gees van dankbaarheid en 'n gees van gehoorsaamheid en elke persoon hier sal verwerk. Dat hulle al is dit net vir 2 weke lang, elke dag neerskryf oor hulle dankbaarheid. Ek wil nie kan gesê, Here, ons kan eintlik nie ons tele met taal nie. Dit is so wonderlik. Ek wil dit. Here, ek vra dat U met elke persoon sal gaan en hulle opnuut laat kyk, Here, en nuwe oë sal hulle kyk na die dinge wat U ons gee. Skep in ons bedoelde wakker, 'n gees van dankbaarheid. Gees wat vir U aanneemlik is en aansienlik is. Dat ons meer net van vooraf besef, alles wat ons het, Here, is net gedoen. Al die rykdom, al die geld, al die silwer op die aarde behoort aan U. En U seën elkeen met 'n porsie daarvan. Laat ons dit nie besef, Here, elke ding kom van U. Here, ek vra nie hierdie dinge omdat ons enige ietsie van verdien. Ons is toch net sondeloos, maar wees ons sondeloos vanaand. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Marius is net met sy dienst. En as Marius afgesluit het, is die dag om agter te beweeg, daar is koffie en koekies vir die gemeente. Dankie Marius.